Wat 'n wonderlike voorreg het ek vandag om 'n baie spesiale dame in ons ateljee te hê. Baie welkom Amanda. Baie dankie. Jy is van 'n baie spesiale plek met die naam Kunstas en Kaneel Ja. in Paternoster. Vertel vir ons, wat gebeur in daai besonderse winkel van jou? Jo, baie keer sê ek lag nogal as mense instap, die winkel is verskriklik klein. Maar hy het maar so ietsie vir basies vir ieder en elk. As dit jou nie geval nie, dan gaan die mense maar uit. Maar die meeste van die goed is my werke, wat ek self skilder of maak, of as er hier 'n klein bietjie pottery is, want ek doen net so af en toe, is dit net 'n ekstra nou. In die begin was ek 'n pottebakker, maar nou is dit net vir die lekker dat dit bietjie speel. So daar's iets van alles in die winkeltjie, en dan bak ek pannekoek op 'n Saterdag, en dan kry hulle dit ook nou nog, wat ook in daai klein plekkie inpas. Maar ja, dit is maar wat van my winkeltjie gaan, en dit is by die waterfront. Ja, Ja, in Paternoster. in Paternoster. Wat 'n wonderlike ligging is dit om daar te gaan loop en ek kan nie vir julle sê nie, dis iets wat julle self moet gaan kyk. Dit is regtig so mooi daar binne en jou werk is besonder. Baie dankie. Ek het nou al gesien baie van jou kleiwerke op jou pottery is baie diep. Dit het betekenis. Ja, Dit is ja. nie sommer net 'n potjie nie. Vertel 'n bietjie vir ons van dit. Ja, van die potte is maar soos wat ons almal is. Ek voel as 'n pot gekraak is of stikkend is of wat ook al, dis deel van my en jou se lewe. Ons is almal stikkend met tye. Ja. En dis maar waar die pottery en die, my skildergoed ook gaan. Is maar meer om uit te lig. Ag, jy het so hier en daar 'n komiese ding of iets anderste wat ons baie wil doen. Maar ja, dis maar eintlik waar my en dan verf ek ook nou deesdae op my. Ek het wat sê die papier-mâché, maar met die eggpalk wat ek doen. En ek is nou besig met groot potte en sulke goed, en op hulle gaan ek dan ook skilder en so. So dis maar deel van my bestaan. Maar jy's 'n ware kunstenaar. As ek ook so na jou sit en luister, dit is vir my balsem vir 'n siel. As jy 'n kunstenaar is en jy skep. Want daar gaan soveel van jouself in elke kunststuk en elke projek waarmee jy besig is. Maar jy het 'n baie spesiale program. Jy bied kunstklasse ook aan of daar wat jy boek waar mense saam met jou kan skilder of jy help hulle of jy bied klasse aan. Vertel 'n bietjie vir ons van dit. Ja, ek doen eintlik meer verfdae. Ek noem dit 'n verfdag, want dan kom almal saam en hulle verf iets saam. Dan skrik die mense nie om te dink hulle moet nou skilder. Want ek dink daar's 'n verskil. Daar's wonderlike kunstenaars in die wêreld en in ons land. Ek is net 'n klein visie in die oseaan, maar ek is daar. Ek glo altyd ek is daar en ek swem. Maar dan vra ek altyd die vrouens, moenie bang wees nie, want party dink, hoe gaan ek nou die dingetjie, ek is nie 'n kunstenaar nie, ek weet nie eens hoe om te doen nie. Dis hoekom party nie kom vir 'n klas nie. Hulle is bang, dis nie 'n klas nie. Ons verf net saam en ek help en ek kyk waarmee sukkel hulle. En as jy meer as een keer kom na so 'n kunststorie toe, dan begin jy al hoe meer beter te raak en ek kan al hoe meer help. Maar as jy een keer kom, is 'n gelag en 'n gesels en ons drink iets, weet jy, 'n bietjie koffie of ons eet 'n pannekoek, want dis nou eintlik wat ek doen met almal. En maar ek bied nou maar my kunsverfdag. Maar daai pannekoek. Ek hou van pannekoek, maar ek moet met al die eerlikheid vir julle sê, ek het al pannekoek geëet. Dit was die lekkerste pannekoek wat ek in my lewe geëet het. En ek gaan nou nie die kiek weggee nie. Julle moet gaan proe daai pannekoek. Dit is nie 'n gewone pannekoek nie. Dis 'n bederf. Dis 'n heerlike bederf. Sê gou vir my Amanda, wat se tipe mediums werk jy mee? Werk jy met alle mediums? Is dit olie, is dit net akriel? Waarmee werk jy? Ek werk baie selde met olie. Nie dat ek nie wil nie, nie dat ek dink daar's iets fout nie. Dis maar net ek werk vreeslik vinnig. Ek is nie 'n stadige skilder of verfou of wat ook mense dit kan noem. So my akriel pas my hand, jy weet, om vinnig te verf en klaar. En daar's iets wat gebeur met akriel wat ek baie van hou. Hy word vinnig droog, maar dan kry ek weer 'n ander aanslag op die gesig of wat ek ook al verf. So ja, en dan doen ek ek sal charcoal ook doen, maar dit is ook weer net daai klein bietjie. Ja, so ek is meer met akriel besig, ja. En dan het ek
so in verlede week ietsie raak gelees oor mense wat goed sê oor die tipe kuns wat 'n mens maak. Kuns wat jy kies om te skilder. Ja. Kuns wat jy kies om te skilder is iets wat jy kies omdat jy daarvan hou. Ja. En vertel 'n bietjie vir ons, hoe voel jy daaroor? Oor daai spesifieke wat ek geskryf het of sommer net So oor die op die algemeen. Ja, ek dink dis 'n baie interessante medium want 'n topic wat Ja. dis ek wil sê om aan te raak want almal van ons verf anders. Al verf jy my werk Ja. of ek jou werk, gaan dit anders te wees. En ek hou nou ongelukkig of gelukkig van Frida Kahlo. Ja. Ek sê nie ek doen dit elke dag nie, want ek kan nie. Maar ek kan haar uit my kop uit doen net wat ek Ja. kan en watter maniere ek wil. En maar daar's altyd een ou wat so in die kantlyn inzoom en dan vir jou sê, het jy geweet sy so en so en so en julle is besig om almal op hierdie, ek gaan nou al die name noem nie, te klim. En toe dink ek, jene, ek wonder of sy al haar feite reg het. Daar is baie dinge oral. Maar toe sê ek klim dan van my blad af. Ja. Ons almal moet maar net een kant toe kyk. Ja, ek sal vir jou, as ons in die privaatheid sien, toe sê, ek hou nou nie van daai ou se werk of sulke goed, maar dis normale praat en mens het voorkeure. Maar op Facebook en op Instagram wat ek al glo ek bly stil. Ja, Baie mens het verby. respek vir mekaar. Ja, met respek. Want ek kan baie sê van ander se werke ook, maar hulle kan baie erg sê van my werke ook. Ja. Ja, so dit is maar ook voel ek kom altyd terug na waartoe ek reeds bietjie bekend is of waarmee ek geverf het wat gewerk het. So ek het nuwe goed ook al probeer, maar my een wat ek die vinnigste en die lekkerste verf is nou maar ou Frida. Ja. Ja. Ag, en ek voel wat vir my lekker is jy bly reg aan jouself. Ja. Jy verander nie soos mense jou wil verander nie. En dit is regtig vir my spesiaal as iemand homself bewaar kan. Jy weet jou ware jy kan wees en kan trots wees op dit waarvoor jy staan. Ja. En ja, ek moet vir jou sê hats off to you. Doen wat jy doen. Jou werk is besonder, jou klasse of nie jou klasse nie, jou verf daar is besonder. Ek was self al op een gewees. Dis lekker. Dit is soos ek sê balsem vir die siel. Jy gaan kuier saam met vriende of vriendinne en jy daai uur of 2 wat jy spandeer aan daai projek van jou of daai kunststuk van jou is tyd wat jy aan jouself spandeer. Ek sê ook so en jy kom vry van baie weet goed wat jou pla en wat spinnerakke is. Ons almal is met drade. Dis ook so van nou my Elizabeth se verf, die vrouens met die drade op of met 'n draad om die nek. Maar as jy mooi kyk, daar's altyd 'n duif. Nou dis die Heilige Gees wat ek daar sit en wat ek kan glo. Maar ons sien dit nie altyd raak. Dis besig om hierdie drade af te vat, maar ons wil tog so graag ons net meer en meer toespin. En die lewe doen dit ook aan ons. Ja. Maar as hulle kom vir hierdie, as hulle regtig nou net kom vir die verf daar, dan gaan hulle, maar dit moet nie net een keer wees nie. Kom nog en dan gaan jy sien, jy raak ontslaaf van seker goed, nou kan ek meer met 'n mens werk op 'n bietjie. Ja. Ek voel dit is so 'n bietjie waar jy ons almal se lewens elke dag is so vol. En daar's altyd iets waaroor ons bekommerd is of iets waaroor ons jaag, maar net daai uur of 2 wat jy net kan stil raak en by jouself uitkom en fokus op iets wat nie 'n probleem is nie. Fokus net op om te skep. Dink ek is spesiaal en ek dink dis 'n moed. Ek dink dis regtig 'n moed vir ons almal al wil ons nie daai dag gaan nie. Ek het al vrouens gehad, een tyd toe pottebakkery gedoen het. Dan het ek ook klasse gegee. Dan die vrou sê wil nie so toe kom as sy staan nou op hierdie krisis wat sy nou moet gaan hanteer en sy gaan vanaand net daar sit. So jy kan nie net sit nie. Begin maar net is ietsie bou. Weet en die volgende dag toe wil sy nie meer doen wat sy wou gedoen het met haar lewe nie. En dit was net een aand wat sy net vir 3 ure kon ontslaa raak het van alles. Ja, maar dit beteken nie almal voel so nie. Dit beteken nie almal gaan weg met iets nie, maar die meeste en die ding is ek voel ook lekker as die vrouens by my kom verfdag doen. Elke net so interessant iets wat hulle doen en sê en lag en dit bied iets vir my op. Ja, dit help my ook. Nee, dit is regtig besonder. As jy ooit
geleentheid het, al is jy in die vakansietyd hier, as jy hier woon, skakel in by Amanda, gaan vir haar klasse. Dit is vir my persoonlik baie terapeuties en dis lekker. Dis lekker vir jou siel, dis lekker om te lag, dis lekker om te skep. Jy voel goed as jy daar uitstap. Amanda, baie dankie vir die diens wat jy vir ons gemeenskap bied en daai voorreg wat ons het om saam met jou te skep, saam met jou te skilder en net saam met jou gesond te word as ek dit so kan sê. Ek dink ook so, ja. Ek dink as iemand net dit kan sien, om jouself net so bietjie te kom vrymaak, want almal is bang. En almal wil so graag, daar is nie altyd geld vir 'n klasie of 'n ding nie, ek glo, my klas is ook nie duur nie. En daar verskil jou pryse met tye of het jy 'n standaard prys? Nee, dit verskil met tye, dit hang af wat ek gee. Dit hang af wat geverf gaan word. So dit wissel tussen 240 tot 350. Ja, per persoon, dit hang af wat ons verf. Party mense vat 5 ure om 'n ding klaar te maak, ander mense vat 3 ure. Ons gaan nou klere verf 'n bietjie, so net vir die fun. En dan is dit maar nie te duur nie, want elkeen bring sy eie kledingstuk. So ons help mekaar. Ja, nee, verseker. Sê my, waar kan hulle jou in die hande kry as hulle jou wil kontak? Op Facebook is ek dan, het hulle my WhatsApp, of hulle moet vir my net 'n inbox stuur, maar as hulle my kan WhatsApp, weet jy of ek die nommer moet gee? Jy kan vir my die nommer gee. Ja, dus my WhatsApp, maar hulle moet vir my WhatsApp self, hulle hoef nie te bel nie. Dis 0844 527 906. En dan sê, daar het julle dit. Kontak vir Amanda, maak 'n afspraak, gaan speel saam met haar, gaan skep saam met haar en gaan eet 'n pannekoek. Julle sal nooit weer 'n ander pannekoek eet nie. Daai pannekoek is nou in my woordeboek. As jy pannekoek daar sien, dan sien jy daai pannekoek daar. Vreeslik baie dankie Amanda. Dankie dat jy vir ons kom kuier het en dankie vir julle. Nou ja, tot julle. Mooi loop.